FBI hand in my water kom was. Dis die deel van my gameplan. Nou hierdie boonste hoekie, as jy jou strop hier so op jou lyn op jou stand gehaak het, vat ek altyd hierdie hoekie en ek sit hom, ek haak op daarbo, dan weet jy, dan sy heeltemal uit jou plek uit. Dan sy nie glad in die pad as jy wil werk daarso nie. So ek maak bo, gebruik ek dan nou die FBI DG. Ek gaan hom lekker fyn opsit. So ek hou hom daar agter vas so en ek rol hom soos 'n wurmpie daar op daai lyn. Sit hom lekker klein en fyn op. So sien ek hou my hoekie se punt is altyd oop, so as hy vis daai deegietjie optel, dan is hy vas. Daarso is my boonste hoekie. En dan ek druk hom altyd terug in die bol. Dan hier op die onderste hoekie maak ek gebruik van die Warrior floutie. En ek haak hom in tot so daar in die buig. En dan vir 'n backing vat ek weer my FBI DG'tjie. En ek sit hom mooi agter op daai flout. Ek hou die floutietjie daar vas en ek draai hom op. So jy kan sien, daar is hy. En ek gaan hom, gewoonlik druk ek dit terug in die bol, maar vandag gaan ek hom glad nie terugdruk in die bol nie. En dan, ek probeer nou niks op daai FBI DG spuit nie. So ek vat my GB, ek gee hom net so 'n lekker spuitjie GB. En dan weer eens, ek gaan probeer om nie my FBI DG raak te spuit nie. Daar is my Yellow Navigator. En dan aan dieselfde kant waar my GB is, gooi ek van hierdie baasbenne 'n lekker groterige streepietjie daarop. Okay, my linker skop is reg om te gooi. Dit is die gewone kombinasie wat ek nou net vir julle verduidelik het. En ek het hom geklip op 120. Kom ons kyk of hy klip kan slaan. Ons sê. Dus hier is my regter stokkie, dit is my gem stok. En dit is ek het hom geklip op 90 meter, so ek gaan hom vlak hengel. Hierso gebruik ek die Citrine, wat die Banana X floutie is, floating gem is. En ek gaan hom bo gebruik, ek gaan net 'n enkel banana floutie daarbo sit sonder enige backing. En dan haak ek hom nou weer daarbo in by my stand, sodat hy nou nie in my pad is hier nie. En dan die beasting wat die honey en kloof is. Maar wat ek met hom gaan doen is, ek gaan 2 flouties. Wil kyk of ek nie daai lekker dik graskarpe kan opkry met die groter asies nie. So ek gaan 2 van hom opsit en dan natuurlik gaan ek daai beasting DG wat ek gemaak het, gaan ek agter gebruik op hom. Sit ook net 'n gemaklike size DG daarop. Nie te groot nie. Maak altyd seker dat my hoek is oop, sodat as daai vis daai asie optel, dan is hy daarso. Daar sien julle sien my 2 flouties en dan my banana floutie. Hom gaan ek terugdruk in die bol, my banana, die Citrine floating gem. En dan op die bol, bo oor daai, gaan ek dan nou my Citrine boldip opsit. Ek is nie skaam om die banana te gooi nie. Ek gooi hom redelik altyd, lekker baie. En dan die amber, wat die vrugte is. Ook 'n mooi streep van hom. En dan gaan ek hierso bo so teen die lyn op. Ek wil hê hy moet in die bol bo loop. Sit ek dan nou my beasting op. Ek wil nie te veel beasting, dis hoekom ek hom op die lyn sit, ek wil nie te veel van hom op die bol hê nie, so daar's hy reg om te gaan. Okay, nou hierso gaan ek hierdie gem kombinasie van my, gaan ek alles terugdruk in lekker gewone mooiers kasterd. Ek soek daai lekker wolk daar in die water, so ek druk hom lekker alles terug in die mooiers kasterd en ons kyk of dit so lekker vis gaan oplê. Okay, hier gaan my 90 meter stokkie.
klip, teruggedruk in die kraste. Kijk. Hy is klip geslat, so ek dink dit is like kolletje in die gang. Soos ons voorheen genoem het, dit is 'n yskoue dag hier so by Kreers. So ek gaan vir julle wys wat ek gaan doen hier so op die linkerkant se stok. So as ons kan beweeg hier so na my voerbal toe. Ek het om tyd te bespaar, het ek al klaar die voer aangesit. Alright, eerste waarmee ek gaan begin is op die onderste hoekie gaan ek begin met 'n enkele Vampire bleeding fluit. Hier is dan die stok met die gewone produkte, nie die James nie. Ek gaan hier net 'n fluitie opsit. Dan op die boonste hoek, daai duiwelsdraak DG wat ek gemaak het vroeër. So ek kan sê dit is baie koud hierso. Ek het nog nooit voorheen gehengel met so duiwelsdraak DG nie, maar ek wil dit wel vandag probeer. Ek gaan nie iets saam met hom sit nie. Ek gaan net baie fyn die duiwelsdraak op die boonste hoekie sit. Okay, so dit is 'n fyn duiwelsdraak DG dan op die boonste hoek en op die onderste hoek het ek dan net 'n Vampire bleeding fluitie. Omdat dit koud is op die voerbal gaan ek Cyclone spray gebruik, maar ek gaan die spray oopdraai, dan gaan ek net 1 of 2 druppeltjies op die voerbal sit. En dan wat ek gewoonlik doen is bo oor my Cyclone sit ek net 'n streepie Valking. Wat ek wel gaan doen is aan die ander kant van die voerbal gaan ek net 'n druppeltjie HLX sit. En dan bo die HLX gaan ek 'n streepie DCX sit net om hom toe te maak. Die rede vir die DCX en die Valking is net om daai twee sterker geure 'n bietjie langer daar te hou, so die dikker geur soos die DCX en Valking sal stadig afgee en dan sal die sterker geur vrygelaat word. En dis die linkerstok. Ek het die aas aangesit op die linkerkant se stok. Ek het hierdie stok gister al reeds gaan uitklip op 120. So right. Okay. Die regterkant se stok is die stok wat ek dan net die James gaan hengel. Wat ek daarmee gaan begin is 2 van die Citrine. Dis die Banana X Floating Gem wat ek op die onderste hoek gaan sit. Ek gaan daar ook geen DG by sit nie. Net die 2 floats, dis spesifiek om te kyk of ek 'n graskarpe 2 kan optel so. Op die boonste hoekie gaan ek 'n enkel Riverstone, dis die Vampire Floating Gem op die boonste hoek sit. Hier gaan ek net die enetjie opsit. En dan daai Citrine DG, die banana DG wat ek gemaak het, gaan ek by die boonste hoek by sit as 'n backing. Net agter die Riverstone Floating Gem. Maar my 3 boulders wat ek gaan gebruik is 'n streepie Amber. Dis 4x4. Klomp vrugte. Dan gaan ek 'n streepie opsit van die banana, die Citrine. En dan reg oor die bal gaan ek 'n streep sit zircon. Hier is my regterstok. Ek het hom gister ook uitgeloop en ingeklip. Hy is op 100 meter. En sy voerbal opgedoen. Op die klip. Nou, ek het 'n mooi grasie gekry hierso. Selfde kombinasie op my linkerstok, nog presies dieselfde. Baasben op die bal, Yellow Navigator, GB en dan
het ek 'n Warrior float, ek sien net hom weer gevat op die Warrior floatie met daai FPI backing. My regterstok is ek nog steeds heeldag op dieselfde, dis my James stok. Hy is geklip op 90 meter. En ek het op hom daai Beasting DG wat ek gemaak het. Ek gebruik dit as my backing, bo en onder. Bo gebruik ek die Citrine wat die banana gem is. En onder gebruik ek die Beasting gem. En ja, hier weet ek, sal sien hoe lyk die vis wat hier uitkom. Ek dink hy's gedubbelhoek want hy beklei nogals lekker. Kom ook nou nie op nie. Kom ons kyk maar. So, mooi karpie daarso. Karp baie gesond. Ek moet regtig sê ek is nogals impressed met die tempo wat ons het. Vir so 'n koue dag dink ek regtig dat die vis glad nie sleg uitkom. Ek gedink ons gaan 'n bietjie moeiliker dag hê, maar die regte aas, regte plek, regte afstand kan 'n mens nie beter nie. Linkerstok vir my tempo lekker is besig om weer op te tel. 'n bietjie stil gegaan. Ek's nog die hele dag op dieselfde kombinasie. Hele Navigator, ek spy lekker baie hele Navigator. Bass Ben is die nuwe produk van Magic Baits. Turkish Delight. Absolute wonderlike geur. Turkish Delight, dis wat ek vir kan sê. As jy daai ding ruik, jy ruik Turkish Delight. En ons het nou al redelik al gefish. En elke keer bring die ding net vir ons results. Een van my vriende, die naweek ook Bass Ben gefish op 'n komp. Hy het meer as 50% van sy vis gekry op Bass Ben. En ja, Bass Ben definitief 'n produk wat jy in jou kas moet hê. So ek sê die kleur ook. Ons sê hy is so oranje kleur, maar regtig 'n wonderlike dippie wat definitief vir my 'n verskil maak. Michael, jy het ook vandag met Bass Ben jy was stil geweest en toe kry jy ook 'n bietjie tempo by met Bass Ben, né? Dis reg, ja. So Bass Ben definitief 'n dip wat jy in jou kas moet hê. Dis 'n baie mooi kar. Mooi kar, kyk weer van 'n mooi. Baie mooi gesonde kar. En hy het weer eens gevat ook op die Warrior floatie met daai FPI DG as 'n backing. Ek het geweet daai ding gaan deurkom. Weer eens bewys gaan met jou gut feeling vir die dag. En ja, glo in jou asem. Jy ook sulke mooi visse kry. Ek het nou weer my eerste run op die linkerkant se stok. Gesukkel, ek kon nie enigstens 'n byt kry nie. Ben het aanhoudend buite gekry op sy linkerkant se stok. Dis die stok wat nie die James is nie. Ek het gehoor hy praat daar van Bass Ben. En ek het 'n klein veranderingetjie gemaak hier. En ek het net kyk wat maak hierdie visie. Ek het die Bass Ben hier opgesit. 'n Warrior float in die onderkant. GB float in die bokant en 8 minute en dan het ek 'n run. Ek het gevoel dis 'n graskarp. Maar kan heeltemal dalk verkeerd wees. Kom ons kyk. Nee, is 'n gewone karpie. Kom maar nou, is 'n mooi size karp. Ek speel dus op die boonste hoek op die GB floatie. Boonste hoek, Riverstone Floating Gem met 'n Citrine DG. Mooi karp, mooi kondisie.
is 'n hele ruk krank stil gewees op my linkerstok. Kon nie bepaal wat's wat nie, kan nie vis in die gang kry nie. Ek het 'n klein veranderingetjie gemaak. Ek het my kombinasie heeltemal afgehaal. So is nie klein verandering nie, eintlik heeltemal verandering. Ek het nou op 'n druppeltjie Cyclone en dan 'n druppeltjie HLX met Falking oor dit. Aanhängelik onder met 'n Warrior float, bo met 'n GB float. Maar ek het my duiwelsdraak deegie weggevat. Ek het vir my HLX deegie gemaak, redelik sterk. En dis nou die tweede byt wat onder 10 minute is. Eerste een was 'n dik muddy. Hierdie het ek nog nie gesien nie. Hier lyk my soos 'n graskarp. Reg gekyk het. Nog 'n groot geelvis. Nog redelik 'n groot geelvis. Besonder se groot. Benny? Geelvis. Ja. Groot. Ken jy ons skele wat ons lyne vat vir so lyk?